Okay. Is dit aan, af, power. Ek is aan. Nou is ek aan. Goeiemôre almal. Ek vertrou dit gaan sommer baie goed met elkeen van julle. Dit kan seker baie nie beter gaan as ons seker lekker stort baie kry soos gister nie. Jammer Johan, ek het gehoor jy het nou niks in kleine koepe gehad nie, maar ons is baie dankbaar vir die reën. En ons is vanoggend hierso, die van ons wat hier is nie by die lelies nie. Van die van julle wat nie weet nie, die lelies is iets wat daar naby Malteheer opkom elke jaar daar in 'n pan. Nou hulle lyk so. En hulle bly net daar vir 4 tot 5 dae, maar ek dink redelik almal van ons weet dit. Dis hoekom as jy hoor die lelies blom, dan gewoonlik as dit 'n vinnige spur of the moment, dan sê ons kom ons gaan vinnig, ons gaan kyk die lelies. Party mense is al terug, Marianne. Julle het klaar die lelies gekyk. Was hulle nog regop 'n bietjie gehang? Nee, party het al gehang, maar dit was regop. Okay. Hulle nog en dit is ongelooflik. Maak ons nou jaloers. Ek het dit nog nie gesien nie, ek sal baie graag wil af hê eendag, ek sal vir die wet vra volgende jaar. So dit moet 'n baie spesiale reenseisoen wees en daai lelies moet kom. Nou, Adi vertel vir ons 'n interessante ding. Hy sê, julle moet nou kyk, dit lyk soos 'n lelie. Dit voel soos 'n lelie. Dit ruik soos 'n lelie. Dit proe soos 'n lelie. Maar daai is nie 'n lelie nie. So ek weet nog steeds nie wat dit is nie, want Adi het gesê hy is nie 'n botanist nie. Crescent is 'n soort crescent. Is so? Crescent. Crescent, nie 'n croissant nie, 'n crescent. So baie dankie aan die Ellen, dit is 'n sekere crescent. So daai ek het gehoop iemand help my daarmee vandag. Julle van 'n baie klein ouderdom af, nê, het ek gewoond geraak aan die woord dieet. En vandat ek kan loop of kruip, het ek altyd 'n skaal hier naby my gesien, wat onder 'n bed is of in die badkamer. Nou ek het gewoond geraak aan hierdie want my 3 susters en my maale was altyd op 'n diet en hulle het altyd hulle self geweeg. Nou, ek het ook later gewoond geraak aan die skaal. Ek en hy is glad nie goeie vriende. Ons het glad nie goeie vriende geraak nie. Want hy wil nie vir my sê wat ek wil hê, hy moet vir my sê nie. So, toe, en as julle soos ek is oor Desember, dan gaan ek so bietjie. Jy dan maak my hare los en ek gee nie so baie om vir die dieet nie. Julle en dan gewoonlik in Januarie as ek terugkom, as ek die eerste keer op die skaal klim, dan lyk dit so iets. Nou en dan is ek in skok en dan ek sien so een prentjie waar die ou afkyk, dan staan daar onder op die skaal. Wow. Die skaal is beïndruk met sy gewig. So ek moet nou onthou die volgende prentjie, maar dit is belangrik wat ek julle wil sê. So dis hoekom ons as kinders word ons eintlik hierso ek wil nie, wat sê Afrikaans word geskaar deur ons ouers, wat ons sien hulle die hele tyd op die skaal opklim en afklim, en dit is nie 'n goeie oomblik vir ons nie. En dis hoekom hierdie 2 meisies die volgende sê. Hulle sê, moet nie daarop trap nie, dit maak dat jy huil. So, hulle het te veel al vir mamma en pappa gesien op die skaal klim en trane uitbars. So, ek het gedink, 2021 gaan ek dinge anders te doen. Want ek wil weer 'n goeie verhouding met my skaal wees, julle. Ek wil weer hom op 'n goeie lig in my gedagtes hê. Toe besluit ek, maar ek gaan die skaal op 'n ander manier gebruik wat beter ons verhouding gaan verbeter. So die eerste ding wat ek gedoen, ek gaan my manier van weeg verander. Ek gaan begin so weeg. Dan gaan hy vir my 'n goeie resultaat gee. En toe het 'n ou my baie gehelp oor my vakansies, oor Desember. En dis briljant, né? Wat hy sê. En dis die volgende. Jy kan nie gewig op vakansie optel as jy jouself nie voor die vakansie weeg nie. Hæ? Wie saam met my dan? Julle, die rede hoekom ek so baie oor skale praat vandag, né, en oor gewig, is omdat ons Psalm 62 saam lees vandag. En Dawid wil vir ons iets vertel van ons eie gewig. Die gewig wat ons op die skaal sien, ons liggaamlike gewig, né? En hoe ons dink daai gewig baie mag hê. So ons gaan nou lekker opbou tot Psalm 62 en dan gaan ons kyk hoe God ons uitnooi om eintlik die gewig by hom te ontvang. So kom ons staan en dan gooi ons al ons gewig in ons stemme in
en dan sing ons die volgende pragtige lied saam. Die liedere van vandag is al my gunstelinge. So, dis wonderlike liedere, ons gaan lekker die Here loof en prys. Kom ons staan, sing saam. As 'n mens gaan kyk wat die mense doen op strande wat baie klippe het, is dit eintlik merkwaardig. Hulle spandeer so baie tyd, van hierdie mense om hierdie kuns met die klippe te maak, sonder om hulle aan mekaar vas te maak, wil hulle die gewig gebruik om sekere kunswerkies uit te beeld. En hierdie mannetjie is vir my nogals oulik, hoe hulle die klip se gewigte gebruik het net om daai vorm te maak. Nou, deel van ons teksgedeeltes vir vandag is Jona 3. Nou, ek wil julle net vinnig op hoogte bring en dan gaan ons verstaan hoe hierdie deurtrek na Psalm 62 toe. Julle kan onthou dat Jona deur God na Ninive toe gestuur word. Hy moet daar vir hulle gaan vertel dat hulle moet bekeer, anders dan gaan God 'n ramp oor hulle pas hier, hulle gaan verwoes word. En dan besluit Jona, maar die mense van Ninive is eintlik baie akelige mense. Hulle verdien nie God se genade nie. En dan besluit hy gaan op 'n lang naweek op 'n boottrip en dan as hy op die boot is, dan stuur God 'n storm. En dan gooi hulle hom oorboord en dan weet ons dan hierdie vis hom ingesluk. En 3 dae later spoeg hy vir Jona op die strand uit. Nou Jona lê op die strand aan die begin van Jona 3. Nou daar kom God vir die tweede keer. Nou kom die woord van God na Jona toe. En dan sê hy vir Jona, Jona, gaan na Ninive toe. Gaan sê vir hulle dat hulle moet bekeer en dat hulle na my toe moet draai, hulle sonde bely. En dan luister Jona. Maar hulle sê dit was die vinnigste, kom ons sê, verkondiger van God se boodskap, want daai mense het soos in dadelik omgedraai na God toe. Dadelik hulle sonde bely, die koning het uitgekom, hy het gesê, almal trek rouklere aan, ons vas, ons draai na die Here toe, ons bely ons sonde. En vers 10 is wat God doen, toe hy sien hoe hulle bekeer. Hy sê, toe God sien wat hulle doen, en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp, wat hy gesê het, hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Nou iets wat ons in Psalm 62 sien, is iets van mense wat hulle harte vir hierdie wêreld gee. Iets van mense se sondige natuur, wat hulle dink, hulle kan op hierdie verganklike wêreld en mense hulle hoop plaas. Dit is dieselfde wat Jona gaan doen, het God het vir hom gesê, gaan sê vir hulle fokus is verkeerd, hulle fokus op die verganklike goed in die wêreld. En dit is, toe ontvang hulle die genade wat ons verstand te bowe gaan, En dit is in daai naam wat ek julle vanoggend wil groet, in die naam van God, die Vader van genade,
In die naam van Jesus Christus, genade self. En die Heilige Gees, genade met ons. Amen. Nog 'n pragtige lied, ons is 'n oomblik, U is vir altyd, God van die eeue, nie verganklik nie, God voor die tyd, ons is 'n asem, U is vir ewig. Kom staan. Ons is 'n oomblik, U is vir altyd, God van die eeue, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons liefhet, altyd getrou. Baie van wat God van ons verwag is om 'n balans te hou. En ek dink dit is een van die moeilikste dinge wanneer ons op pad saam met die Here stap. Nou, in 1 Korintiërs 7 sê Paulus amper dieselfde vir die Korinte, van hulle moet pas op, want hulle moet nie hulle oë op hierdie wêreld rig nie, want die wêreld is verganklik. En dit hoor ons by Jona, draai julle na God toe, hy is ewig. Hy is heilig. Selfs by Korintiërs, Paulus probeer vir hulle sê, kom aan Korinte, moenie julle hoop en vertroue op verganklike goed sit nie, draai na die Here toe. En ons gaan dieselfde in Psalm 62 hoor van Dawid af. So 1 Korintiërs 7 vers 31 sê, ja, die wat met die dinge van die wêreld te doen het, moet leef asof hulle daar niks aan het nie. Want hierdie wêreld soos ons hom ken, is aan die verwydering. Ek wil hê julle moet vry wees van sorge. Dit is God se hart vir ons. Hy wil naby aan ons wees in hierdie wêreld. Hy wil nie hê ons moet daai wêreld se sorge hê nie. Hy wil ons vertroos en vashou in daai oomblikke wat ons deur moeilike wêreldse situasies gaan. So ons kan net so bly sit. Hierdie is 'n nuwe lied. Wat Mariaan van ons gekry het, pragtige lied, Psalm 62 in musiekvorm, net soos die Psalm. So, ons sing saam met jou, Mariaan, maar stadig maar seker, dink ek sal die mense die melodie kry en die woorde. Pragtige lied, ons gaan hom in die toekoms meer ook probeer sing. Ons kan net so sing. Oh God alone, I wait in silence, my soul is still before the Lord. He is my rock and my
Ek gaan almal van ons nou uitnooi om op te staan. En hierdie is ook 'n belydenis, Psalm 62 van Dawid. So ek wil hê ons moet ook ons geloof bely vandag, saam as 'n familie, as 'n liggaam van Christus. Kom ons staan en dan bely ons geloof saam met die Here en saam met ons medegelowiges. Ons wag net 'n musiekgroep gou hulle plek inneem. Kom ons bely dit saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Daarom ek is nog steeds nie seker of ek die knoppie druk of die knoppie druk. Kom ons kyk. Okay, dis ek gewees daai. Ons lees vandag uit Psalm 62 uit. Ons kan ons Bybels daar oopmaak. Dit is 'n belydenis van Dawid. Daarom kan ek vir jou vra dat jy vir my die ek het Psalm 62 vir ons hier op die skyfie, so vir die van julle wat sommer daar bo saam met my wil lees. Kom ek vra vir die Here se seën. Here, daar is soveel kere in ons lewe wat ons dink ons moet net die regte gewig aan iets sit. Aan onsself, aan die wêreld se goed. Maar Here, elke keer sien ons dat dit is nie ewig nie. Here, ek bid nou wanneer ons Psalm 62 lees, Here, dat U ons fokus op die ewige redder en rots sal plaas. U self, Here. En ons ontvanklik sal maak vir U woorde, Here. Seën hierdie tyd saam, Here. Skenk ons U Gees. Maak ons geestelik wakker en opgewonde en soekend. Bid dit in Christus naam. Amen. Psalm 62 vanaf vers 1. Vir die koorleier, 'n belydenis, 'n psalm van Dawid. Net by God vind ek rus, van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Hoe lank wil julle almal nog beskuldigings bly slinger en my probeer doodmaak? 'n Man wat reeds is soos 'n muur wat wil omval, 'n klipmuur wat omgestoot word. Hulle probeer my uitwerk, hulle skep behaag in leuns. Met die mond seën hulle, in die hart vervloek hulle. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk. Stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Mense is verganklik, mense is niks.
Op 'n skaal wys hulle geen gewig nie. Saam is hulle minder as niks. Moenie op geweld vertrou nie. Roof sal jou niks in die sak bring nie. As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou te na aan die hart lê nie. Een ding het ek God hoor sê, nee 2, dat net God mag het en 'n mens net op U, Here, kan vertrou, en dat U met elkeen handel volgens sy verdienste. Tot sover. Psalm 62. Ek wil amper sê dis so 'n tipiese psalm van Dawid. Dawid in baie van sy psalms sal hierdie lofprysing hê, hierdie belydenis oor wie God in sy lewe is en wat God vir hom gedoen het, en dan kom hy by sy vyande. Dan wil hy hê God moet hulle verwoes en uit die weg ruim. Partykeer vervloek hy hulle sommer self. Hierdie is 'n tipies so psalm, maar met 'n paar extras by. So, kom ons kyk na Psalm 62, en dan kyk ons wat Dawid vir ons wil sê, en wat God vir ons deur hier wil leer. Soos gewoonte, het ons 3 punte. Maar ek wil nou nie die musiektermes gebruik nie, maar ek gaan probeer. As ons na die psalm kyk, en hoe hy opgedeel is hier amper, kan jy sien die psalm 'n lied. Want Dawid begin met 'n refrein in vers 2 tot 3, belydenis van geloof. Hy sing hierdie wat hy bely oor God. En dan gaan hy na nommer 2, 4 en 5 is hierdie vers wat dan gespeel word, wat die mense sing. Dan gaan hy terug na die refrein toe, bo, vers 6 tot 9, en dan kom hy weer terug na die menslike natuur toe, vers 2. En dan het hy soos 'n, as ek so dit kan noem, 'n grand finale. Dan sê hy wat hy hoor by God, wat behoort aan God. So kom ons sing hierdie lied saam, kom ons luister, wat het God in Dawid se hart geplaas om met die volk te deel en ook met ons vandag. So die belydenis van geloof. Nou Dawid het ons 'n groot guns gedoen. Hy het vir ons 3 R gegee. Of ek sal sê die vertalers het mooi 3 R uit die vertaling uitgehaal. Wat ons help om te verstaan wat hy in sy belydenis van geloof sê. So Dawid begin deur om te sê, net by God vind ek rus. Van hom kom my redding. Nou net, moet julle kyk in die 83 vertaling, hy word die meeste gebruik. So wanneer Dawid net sê, moet ons besef dat net beteken dat hy seker al baie goeders in sy lewe probeer het, maar net by God kon hy rus vind. Soos vir Dawid ken het hy redelik baie probeer, voordat hy besef het, maar dis net by God wat ek rus vind. Nou die ander vertalings hou ek ook baie van, want hulle sê, op God alleen, ek wag op God alleen in stilte. So, dit is asof Dawid sê, ek wag net op God, op die rus van God, wat hy my gaan gee. Hy is my enigste redding. So die eerste 2 R's, sommer daar in die eerste, of in die tweede vers, wat hy sê, net by God vind ek rus. Op God alleen wag ek, want by hom ontvang ek redding. En in die Bybel, as jy gaan kyk, hoeveel keer word daar verwys na God as rots? Ek het gaan kyk, dis baie keer, verwys hulle na God as rots. Nou, hoekom verwys hulle na God as 'n rots? Nou, Dawid sê dit, dis die enigste veilige vesting, dis my enigste redding. Dit is die rots waar ek staan, waar ek nie wankel nie. Daai is die veilige vesting van God, waartoe hy ons roep. Nou, dit is ons eerste refrein, wat Dawid geskryf het. Ek wou ook net sê, in die eerste vers, ek het hom nie oorgeslaan nie, ek vergeet om vir julle te sê, in die eerste vers, is dit net soos 'n inleiding. Dawid word geïdentifiseer as die skrywer van die psalm, en in ander vertalings sal hulle sê vir die koorleier Jeduthun. Nou, hy is ook 'n bekende naam in die Ou Testament. Hy was seker
een van die hoofkoorleiers vir Dawid gewees. Maar dan kom ons by die teenoorgestelde, of nie die teenoorgestelde nie. Hy vat dan vir ons na sy vyande toe. En die hele Psalm is 'n belydenis. Wat Dawid baie slim doen is, hy sal spring na die vers toe, waar hy die teenoorgestelde sê, wat hy eintlik beklemtoon in die refrein. Maar ons gaan nou daarby uitkom. Ons gaan dan oor na vers 16. En dan herhaal Dawid, julle moet sien, hy herhaal eintlik wat hy in vers 2 en 3 sê. Hy herhaal alles. Hy sê, net by God vind ek rus. Op God alleen wag ek. God is my enigste redding. God is my rots, my vaste vesting. Hy herhaal dit. Maar hy komplementeer hierdie refrein met 2 nuwe woorde. Vertroue. Hy sê op God alleen kan ek vertrou, want hy is my redding. Hy is die enigste een wat mag het. So hy sê, ek kan net op God alleen vertrou, en dan voeg hy nog 'n woord by, toevlug. Want as God hierdie vaste rots en vesting vir hom is dit, hy kan net op God vertrou, en dan is dit iets waartoe hy vlug. Dit is sy enigste toevlug. Want God is sy enigste veilige vesting. En dan sê hy vir die volk van Israel, dan sê hy, ek wil graag vir julle almal sê, julle moet ook vir God julle toevlug maak. Julle moet ook vir hom julle rots maak, julle veilige vesting. Julle moet ook vir hom en net alleen by hom rus vind. En dan sê hy in vers 10, dit is nie 10 nie, hy sê, stort julle hart voor hom uit. Dit want Dawid weet, waar gaan jou hart die veiligste wees? By God. So jy kan, en ek en Saskia het probeer die Afrikaanse woord vir vulnerable, ek vergeet aan mekaar die woord, maar ek gaan net sommer sê vulnerable. Jy kan 100% vulnerable by God wees, want jou hart is veilig by hom. Dis hoekom jy jou hart kan uitstort, sê Dawid, by God. Dis 'n veilige vesting. En dis hoekom God vir ons almal, vir die volk 'n toevlug is. Dis 'n veilige plek om heen te gaan. So Dawid gebruik hierdie refrein om te sê, dit is wat ek bely. In sy belydenis is dit so 'n bietjie van 'n uitnodiging ook vir Israel, om ook dieselfde te doen. Hy het nie nodig om daai pad te stap nie. En nou kom ons by die teenoorgestelde, of dit wat teenoor dit staan. Kan jy gou aandruk daar? Die menslike natuur. So, hier het ek die 3 V's om ons te help. So, Dawid wil ons met die 3 V's ook help. So, die eerste V waarna Dawid kyk, is daai vyhandige natuur van die mens. Nou julle, as ons na Dawid se lewe kyk in die era waarin hy groot geword het, hy het baie oorloë gehad. En ek meen, dis in sy kop, om elke hoek en draai wag daar 'n vyand vir hom. En dalk is dit wat hy voel. Hy voel mense wil hom net doodmaak die hele tyd. Maar as ons kyk na die laaste gedeelte van vers 5. Hy sê met die mond seën hulle, in die hart vervloek hulle. Nou eweskielik klink dit nie meer so ver van Dawid af nie, nie soos 'n volk wat rondom hom bly nie, maar dit klink meer soos iemand wat nader aan hom is. En dit is waar die valsheid inkom. Daai volgende V. Dit klink soos mense wat saam met hom, wat om hom is, wat hom van sy magsposisie wil verwyder. So hy het hierdie gevoel dat almal rondom hom, die vyande daar, die mense rondom hom, hulle is vals en hulle is vyhandig teen hom. Hulle wil hom van kant maak. En dan het ons refrein waar dit rus en redding en rots, ek kan nie sing nie, maar hy sing dan daai refrein en dan kom hy by die mense, die volgende menslike natuur, die verganklikheid van die mens. En ons het nou gehoor, dit is presies wat Dawid teenoor die ewige God vir ons wil wys. So hy sê,
mense is verganklik. Jy kan hulle nie vertrou nie. Jy kan hulle nie in vergelyking met God vertrou bo God nie. Hy sê mense is niks nie. Hulle weeg niks op 'n skaal nie. Wat 'n skaal? As ek op die skaal klim, dan weeg ek 78. Ja, dit is my mikpunt. Maar gaan my ware gewig nie. Maar ons sien ons gewig. Ons is bewus van ons gewig. Ons gooi ons gewig rond. Ons dink ons het mag. Maar hy sê, op God se skaal is daar geen gewig nie. Geen gewig nie. Die ander vertaling sê, jy weeg minder as 'n asem. Nou laaste op my asem geweeg het hy nie baie geweeg nie, so omtrent niks geweeg. So ons is minder as 'n asem. Dit is hoe Dawid dit verduidelik. So mense is verganklik. Hulle beteken niks nie. Hoekom sal ons vertroue op mense stel? Hy probeer die teenoorgestelde beklemtoon, sy belydenis. En dan gaan hy na daai tipiese sondige natuur. Hoe is mense? Mense wil mag hê, dan gebruik hulle geweld om dit te kry. Hoe is mense? Mense wil graag roof, sodat hulle meer mag en meer geld kan kry. En dan is mense so gaande oor geld, dat hulle hele harte uitstort eerder op geld, en nie voor God nie. So hy wys vir ons hierdie teenoorgestelde van die mens en God. So menslike natuur is om vyandig te wees, is om vals te wees, maar ook ons is verganklik. Ons sterf, en ons sit al ons hoop baie keer op verganklike goeders van die wêreld. Dit is wat Jona ook gaan doen het by Nineve. Dit is wat Paulus vir die mense sê. Dit is 'n verganklike wêreld. Moenie julle hoop daarop sit nie, want julle gaan baie sorge hê as julle dit doen. Dawid probeer sê, julle kyk, dis my belydenis vir God, kom doen dit saam met my. En dan, daar's hy. Julle, ek het nou maar klere gebruik. Blou sal miskien help om dit te onthou. Wat ons by God hoor. Wat behoort aan God? Nommer 1 sê Dawid, ek is so lief vir die menslikheid hier. Hy sê, ek het een ding, wag, 2 dinge gehoor by die Here, en dan sê hy 3 dinge. So, die eerste ding wat hy hoor by God, is, God alleen het mag. Nie hierdie verganklike mense, wat hulle gewig rondgooi in hierdie wêreld nie, met geld en mag nie. Hulle het nie, want hulle is nietig, hulle is verganklik. Die enigste een wat mag het, is God. Hy is ewig. So hoekom sal ons nie na hom toe gaan? En dan, ons kan nie mense vertrou nie. Dawid sien dat hy kan nie eens mense vertrou wat hy sien nie. Net God alleen is betroubaar. Net God alleen kan ons vertrou, want hy is daai vaste vesting, hy is daai rots. Hy is ewig dieselfde, gister, vandag en môre. So Dawid hoor, God is betroubaar, ons kan hom vertrou. En dan sê Dawid, God is ook nie onregverdig nie. Hy sal elke persoon volgens sy dade sal hy oordeel eendag. So dit is die regverdige regter wat God is. Al die mag behoort aan hom. Ons kan hom, hy is 100% betroubaar en hy is die regverdige regter wat elke persoon sal oordeel. Romeine 12, dit is God se reg alleen om te oordeel. So, in opsomming, wil ek net vinnig daarna kyk. Ek het gedink gaan helpvol wees. Net om die 3 R'e. By God alleen vind ek rus, vind Dawid rus, want sy redding kom van God alleen, en God is sy rots en vaste vesting. Op daai rots wankel hy nie. En dan die menslike natuur, wat hy self erken sy eie nietigheid en sy eie verganklikheid, toe hy sê, ek is klaar 'n muur wat wil omval. Nou kom julle, nou wil julle hom heeltemal oorstoot en staan. So Dawid maak nie asof hy hierdie super ou is wat eenvoudig die grootste geloof het nie.
Hy's nederig, want hy sê, ek is ook verganklik. Moenie eens na my kyk, my volk nie. Kyk verby my, na die God, wat ewig, 'n rots en 'n vaste vesting is. En dan, wat behoort aan God? Alleen. Dis nie ons gewig, wat beweeg en rond nie. Aan hom kom al die mag. Hy alleen red, met daai mag. Op hom alleen vertrou ons. Hy's betroubaar, hy's nie vals nie. En dan die laaste is dat hy's 'n regverdige regter. Hy gaan elke liewe een volgens sy dade oordeel. Ons hoef nie om te gee vir daai ou wat nou nie op hierdie oomblik in sy lewe 100% sy oë op God rig nie. Konsentreer om by God te bly, want God lewer oordeel. Ons getuig. Nou julle, dit is ons psalm vir vandag. Ek wil net na een ding toe teruggaan. Net om dit 'n bietjie meer in applikasie oor te sit. En dit is wat is verkeerd by hierdie prentjie? Kan julle sien wat's verkeerd by hierdie prentjie? In 'n normale omstandighede sal daai regterkant heeltemal kantel. Want die grootste gewig lê mos nou aan die regterkant. Maar hierdie skaal is nie 'n menslike skaal nie. Hierdie is God se skaal. En baie van die vertalings verduidelik, hulle sê mens weeg niks minder as 'n asem. Die skaal gaan, as almal daarop klim, gaan op. Soos hier. Almal klim op, maar die skaal gaan op. Die gewig lê nog steeds swaarder aan die linkerkant. Maar hoekom is ons vandag in 'n plek waar ons met vrymoedigheid in God se teenwoordigheid kan inloop? Hoekom weet ons dat God ons so veel waarde aan ons heg? Hoekom gee hy so baie om en so lief vir ons? Want God gee gewig. God gee waarde. En weet julle hoe het God daai waarde vir ons gegee? Op 'n menslike skaal, ja, dink ek het gewig en ek kan myself, maar op 'n geestelike plek, julle, het God al hierdie gewig van die wêreld, al hierdie sonde, al hierdie menslike natuur, daai groot gewig gevat en net so op Jesus geplaas. En hy het gesterf met daai gewig. En toe hy opstaan, toe stort die Here sy eie steen oor ons uit. En toe ewe skielik toe ons op God se skaal klim, toe weeg ons dieselfde as sy eie enigste seun Jesus Christus. God het vir ons dieselfde gewig gegee as sy eie seun Jesus. So wanneer ons uitgaan in die wêreld, wanneer ons daar buite gaan, moet ons nie ons eie gewig probeer rondgooi nie. Kom ons sien hierdie as 'n uitnodiging om eerder Jesus Christus, want in hom en deur hom het ons gewig op God se skaal. En dit is wat ons van moet getuig daar buite. En dalk gaan hulle dan iets van God se wonderlike vergifnis, iets van sy mag, iets van sy betroubaarheid en sy regverdigheid sien. So kom ons fokus, soos Dawid sê. Ons wag op God. Ons vind ons rus net in elke situasie. Hy is my veilige vesting en my redder. Amen. Here, dit is die woorde wat U in ons harte plaas en wat drukkend is, wat ons moet met mense deel. Ja. Die woorde is baie keer so maklik om net te uiter. Voel ons gehoorsaam, Here. Here, baie keer is dit vir ons so moeilik om dit te doen wat ons sê. Here, dis omdat ons dink ons het enigstens gewig om rond te gooi. Here, help ons dat ons nie ons mag
op die wêreld probeer najag nie. Wat het ons getuig van 'n God wat magtig is. Wat al die mag en die hele heelal het om ons redder te wees, om ons rots en veilige vesting te wees. Here, help ons om weer opnuut terug te draai na U toe, Here. En dat ons weer soos 'n wonderlike stort reënby waar alles so vars is na die tyd, dat ons weer so vars gemaak deur die genade, die liefde en vergifnis. Ek bid vir elke liewe een, Here, bid dat ons nie meer na die verganklike toe sal hardloop, maar dat ons na die ewige God toe sal gaan. En daar ons rus sal vind. Bid dit in Christus. Amen. Ons gaan nou hierdie pragtige lied van Annelie van Rooyen luister, en dan gaan ons afsluit met 'n lied. En tydens hierdie lied kan ons geleentheid skep vir dankoffers. Ons gebruik ook Payday in Namibië, as iemand graag dit so wil. Sy sing dit saam met die dowe groep kinders. Ek sal nou vir julle sê van waar. Langs jou vesting en rots
seënbede van die vroeë kerk vir ons te lees. So ons kan staan en dan sing ons sommer die laaste lied en dan sal ek die seën uitspreek daarna. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou hand vas te hou. Die Here is agter jou om die bose af te slaan. Die hand van die Here is onder jou om jou te dra as jy swak is en jou op te tel as jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die Here is vir jou, want Jesus pleit vir jou. Die drie-enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid. Amen. Amen. Ons is verbonden, U is vir altyd, God van die eeuwe, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons liefhet, altyd getrou. Mag die liefde van God, die genade van Jesus Christus en die liefde van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, dat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Amen. Kom ons sit so vir 'n oomblik, Adi gaan vir ons die afkondigings lees. Môre julle, klein intieme groep binne die wet, so ons sal maar kyk hoe gaan dit met die afkondigings deur die loop van die tyd. Maar ja, ons bly volgens die reëls reg, want ek in gehoorsaamheid kom in alle vorms net aan die Here nie, maar ook aan die wat hy oor ons aanstel. De Wetele is nou vanoggend saam met die L3 huis, hulle kamp al hele naweek op Kromhoek. Ek weet nie hoe dit daar gaan nie, of dit vir Wolfs gaan, so dit laas naweek gaan het toe hulle alleen was nie,
maar al wat ek weet is dat hulle laas naweek verskriklik geniet, so ons glo dit sal hierdie naweek weer dieselfde wees en ons hoop om hulle almal veilig weer terug te hê vanmiddag. Die L3 Huis studente sal ook eers aan einde Februarie af intrek, ook met al die reëlings en die goed wat verander. Baie van die universiteit het nog nie begin nie. Ek dink daar is nog een plek oop in die huis, ek sal net by die wet moet seker maak. Maar as julle weet van iemand wat nog plekke soek, dan kan julle maar gerus vir die kerkkantoor laat weet. Goed, dan die verjaarsdag. Vandag verjaar om Silas Wilders. Môre is dit Monica van die Westhuizen en Minda Goetsie. Dinsdag Annelie Loek. Woensdag Isabel Matthee en Wilke Wilken. Donderdag Danica Wiese en Zanel Lou. Vrydag Franse Opperman. En Saterdag Jacques die Jager, Karla die Jager en Theo Steenkamp. So stuur maar vir elke die boodskapie, maak hulle dag. Net, ons het nou gesien op die Python app is daar iets wat nie lekker is, die bank is nie beskikbaar, ek weet nie of dit Netbank is of my bank is nie. Maar as julle probleme kry, julle kan dit enige tyd hierdie week, kan julle bydrae ook daardeur betaal, julle kan net kollekte, as julle verwysing opsit, dat dit reg gebank kan word. Ons waardeer julle tyd en ons wens julle almal 'n baie geseënde Sondag toe en ook die res van die week. Daar is koffie en tee vir die wat nog 'n bietjie bly en opvang en gesels oor die wonderlike reek waarmee ons gesit is. Geniet julle week, vrede. Dankie.